vir jou gevra, het jy dit besterend gevind op enige stadium dat jy hierdie verskillende, want dit was vir my nogal 'n oorweging. Ek weet wat ek met Hester bespreek, miskien in die stadium dat jy hierdie, ek weet dat dit amper soos ruk, jy weet, stop, soos 'n motor wat nie ordentlik, jy weet wat se plaksfeil is of iets. Nee, want ek dink as jy na bladsy, as jy die eerste reël gelees het en dat sy iets spreek, dan weet jy dat niks in hierdie boek is toevallig nie en alles is deurdink. So as jy iets nie, ek dink ergens is daar's baie mooi Hans en Grietjie klippies vir jou gelos, die leidrade. Niks is toevallig nie en as jy iets nie instinktief onmiddellik verstaan nie, weet jy gaan daarby uitkom omdat die boek so wel deurdag is. En dus ek het die hele tyd gesit en wonder met die herlees daarvan, hoeveel is soort van intellektueel gekonsepieer en hoeveel, want jy is aan die een kant vreeslik gekonfronteer met 'n baie sterk struktuur en 'n helder struktuur en 'n volgbare struktuur aan die een kant en aan die ander kant weet jy dat hier 'n landskap is, 'n sitiese landskap wat uitspeel met jou inslip en naby en amper wasig warm is teen jou. Ek dink nie, ek kan nie dink dat die boek jou koud laat nie. As jy Magriet toelaat, en dan dink ek die rukke en stampe en stote is eintlik maar net tekening van haar proses en haar aftakeling. As jy haar toelaat, maar jy moet haar toelaat. Omdat sy nie ja, sy's voortvlugtend op 'n manier. Ja, nee, sy is inderdaad. Ja. Al minder kenbaar. Ek dink mens kom op, as jy 'n boek gelees het, dan dink jy dat jy aan die einde van die roman iets beter sal verstaan. En hier werk dit amper, jy baie vinnig word 'n lewe geskets, biografiese inligting gegee en jy weet amper minder aan die einde as wat jy begin geweet het. Voel dit vir my. Ek dink dit is goed as jy dat werk dan eintlik wel miskien struktureel. Ja, is nie goed of sleg nie, dit is net hoe jy dit ervaar het. Maar was hierdie keuses wat jy gemaak het in die skryfproses of is dit soort van dit het maar net 'n natuurlike stroom en drif gewees? Ek moet nou bang vir 'n spoiler ook, nee, ek sê mens moet nou ook moedig wees. Maar ek vind dit is baie interessant daardie ander skrywers moet eintlik help, maar eintlik help selfskrywer. Hoe daai goed die hele tyd die bewussynsstroom en die onderbewussynsstroom en die versigtiging na kennis om die ding of amper, ja, dis ook die kennis is amper die manier om die ding nog intact te hou, dat hy verfliks net in mekaar uitval, weet maar ek gaan van jou punt af. Dit is altyd al daardie goed, altyd dit, wat in my geval, in hierdie geval. Ja. Het jy toe jy geskryf het die hele tyd aan die hele boek gedink? Dit neem as lewe oor, nee. Dit neem definitief as lewe oor. Ek dink Marlene van die Kerk het eendag gesê terwyl sy Agaat geskryf het die groeilamp net so die een na die ander, jy weet, die gees gegee. En mens kan verstaan as jy kyk na die produk daar, maar ek dink nogal jy doen. Ek dink jy dink aan die geheel as 'n plot en dan is daar uit die aard van sy karakters wat meer met wie jy meer in gesprek is. Vandag is jy nou meer in gesprek met hierdie karakter en dan môre miskien met daardie een of maar jy het tog dink ek die hele tyd 'n gevoel van die hele storie in jou, jy amper begin assimileer en in jou dra. Jy weet. En wanneer laat jy dit gaan? Met die publikasieproses of wanneer dit klaar is of is dit nog steeds daar? Gaan jy dit altyd saam? Sure, ek hoor nie so nie. Nee, ek dink min of meer as jy die dag klaar, jy weet, daai jy weet nie, dis nou tyd. Ja, ek het net agter met ek het weer gestaar begin skryf en ek moet beweeg. Dis dit ek het gesê Ingrid Winterbach wie ek net
daar's die neiging om dieselfde verhaal oor en oor te skryf. So, mens moet pas op daarvoor, maar dit is toch bevrydend as jy voel dis nou oor en verby. So. Was dit het jy altyd geweet jy gaan 'n boek skryf? Was dit in jou? Ek dink nie so nie hoor. Ek het hierdie kans gehad. Nee, maar dit vat baie moed. Dit vat werklik moed, dink ek, en dissipline. Weet jy, daar te sit, soos jy dit vir ure en ander mense is op die strand en hulle weet drink cocktails en goedjies. So ek meen, ek dink ek het altyd gehoop, miskien vir 'n lang tyd gehoop dat ek hierdie avontuur sou wou aanpak, maar net nie gewoon nie die moed gehad nie. En toe ek dit nou doen, dink ek, ja, miskien was dit ook nie die regte tyd. Baie mense debuteer, hulle is so jonk, en ek dink hulle is so dapper, maar die boek het seker ook net gebeur toe hy moes, toe daar nou genoeg goed was om oor te skryf. Dis my bewonderenswaardig dat iemand kan terughou, want ek dink daar was lankal genoeg goed om oor te skryf, maar daar's die soberingsproses, daai dis amper, dis die oortolligheid is so totaal afwesig, niks is oortollig nie. En ek dink dit is baie gebeur makliker met jonge skrywers om oortollig te skryf. So dit is my eintlik deelskoon dat iemand relatief laat, so jy die boek, jy het gedink jy gaan die boek skryf en toe doen jy die kursus by Kaapstad Universiteit, of weet jy, so dit was besluit, ek gaan hierdie boek nou skryf, en ek gaan dit, omdat ek miskien onseker voel, dit met begeleiding skryf. Ja, ek meen, ek was selfs verbaas dat ek aanvaar is vir die kursus, jy weet wat ek meen is, ja, so dit was great, en toe begin, maar op die stadium wat aanvaar is en begin het met die kursus, was ek nog steeds hoek op hierdie ding van ethies base, jy weet, verhale, en toe, na so die eerste, dit was eintlik eerst in die einde van die eerste jaar, wat ek besef, ja, dit gaan 'n roman wees. Sal jy ander voornemende skrywers aanmoedig om 'n kursus in kreatiewe skryfwerk te doen as hulle wil skryf? Ja, absoluut. Ek dink, ja, hoekom nie? Genigtig, as dit daar is en jy kan dit doen, jy kan 2 jaar, jy weet, okay, obviously dit is 'n deeltydse kursus, jy moet jou werk en goed aangaan, wat ook nie 'n slegte ding is nie, want dit gee vir jou weer ander materiaal die hele tyd. Maar dit was vir my een van die wonderlikste wat ek ooit nie ervaring met kon doen, en met iemand soos ek van julle te kon werk, en dan kom gesels mense soos Dion Meyer, en Jon de Kok, en mense wat jou ook tussenin, en jy weet net daai terugvoering, gesprekke, wat vir jou dan 'n bietjie, jy weet, dis die krag gee, wat jy dalk andersins nie sou gehad het nie. Ons het al praat oor jou as fotograaf, as visuele kunstenaar, en jou as visuele kunstenaar is my baie teenwoordig in die eindproduk van die boek, maar ook in hoe jy kyk. Hoe dink jy gaan jou skryfwerk, jou visuele kunstenaarskap, dit gaan dit verander? Is dit geïntegreer reeds? Of dink jy daar's 'n gesonde spanning tussen die twee wêrelde? 'n wêreld van woorde en 'n wêreld van beelde? Ek dink 'n gesonde spanning sal natuurlik voortreffelik wees. Maar weet jy, Saartjie, ek het op 'n stadium toe die konstruksie haar aanmeld, of hom aanmeld. Toe, mens moet so PC wees, jy weet, dit is eintlik verskriklik, maar toe was dit vir my werklik baie, 'n baie ligte oomblik, want ek het nogal gevoel dat ek het hier met die jare en jare se versameling van images en foto's en beelde en objekte en die liefde vir die woord, het ek nogal dit vir myself, net vir myself, as 'n skepende persoon wat altyd moet, jy weet, explore en werk, het ek iets vir myself raak geboor. Jy weet, toe ek besef, dit gaan so wat lyk en hy gaan nou wegval, een hoofstuk na die ander. Dit is amper waarvoor jy werk, jy weet, in jou lewe, dink ek, blijkers, dit is nie baie sulke oomblikke nie. Mense is maar meeste van die tyd in selfvertwyfeling, wat ek dink goed is,
en ondersoek. Hoopelik is jy in selfvertwyfeling vir dit. Jy weet, 'n gesonde selfvertwyfeling. So dit sal, maar ek weet nie wat nou, hierdie konstruksie was so geïntegreer met die teks. Jy weet, dit is die twee het mekaar dink ek baie goed gepas. So nou, in die volgende boek sal ek definitief weer materiaal gebruik, of wat ek dalk sal doen is meer suggestief materiaal, omdat een van die karakters 'n fotograaf is. So, ja, dis nogal daunting, maar dis, ja, so kyk. Is 'n tweede boek, die gedagte aan 'n tweede boek in elk geval daunting, ja, absoluut. Dis angswekkend. En Etienne van Heerden is nie daar nie agter. So, anyway, ja. Weet jy meer as wat jy geweet het voor jy die boek geskryf het? Nie noodwendig. Nee. Wat weet 'n mens? Jy weet, wat weet ons? Ek weet nie, maar miskien jy voel my baie goed. Ek voel geweldig veilig in hierdie boek, want dit voel vir my die hele tyd, jy wys my presies wat ek moet doen. Daar's 'n weer aansien die klippies. Ek gaan ergens uitkom. Ek moet dit net, dit is die betekenismoontlikhede, lê alles daar. So dit is lekker om so om te lees agter sekerheid aan, so onseker so sekerheid is, dat daar die vertwyfeling, selfs die vertwyfeling is helder. Daar's niks wollerig nie. Ek dink so, ek dink regtig, miskien is dit, ek het al gewonder of dit te doen het met die opening tussen die reëls, dat dit die perfekte, ek weet nie of iemand navorsing hieroor gedoen het nie, maar dat dit die perfekte hoeveelheid wit ruimte, of nie heeltemal wit nie, ruimte is tussen reëls, om alles wat jy tussen die reëls moet lees, kan lees. Ek vra vir stadige lees, ek kan daarom nie die boek vinnig lees nie. Ek het gestaan gedink, ek gaan hom vinnig weer kan lees, en ek kon nie. Kan dit nie vinnig lees nie, en ek ken dit nou goed. So die boek dwing jou in 'n leestradisie, of 'n leesstyl in. Maar was dit 'n keuse of nie? Die uitdrukkingsstasie, die biografie. Nee, die pas waarteen jy hierdie boek moet ervaar. Ja, ek dink nogal, want dit baie keer met my fotografie werk dan, ek werk wat op my eie werk, en nie kommersiële werk, dan sal mense nou dat sê, maar dit is so krypties, of, jy weet het, amper die idee dat hulle moet nou met die tyd gaan staan en spandeer, en daarvoor is hulle nou nie lus, dit is nou vinnig na jou toe kom. So uit die aard van saak is dit dan 'n sekere mense manier van werk, wat meer meditatief of stadiger is. Alles is dan nou so vinnig om ons, nee? Maar ons moet tot stilstaan. Ons moet net eenvoudig, ons gaan helemaal uitbrand, dink ek, dit is heel tyd tempo. Maar ek dink, ek gaan alweer van jou vraag af. Ja, dit is seker maar net hoe mens werk, of dalk is dit vir mens self, vir die skrywer ook, dat jy jou tempo wil, jouself temper. Het jy 'n spesifieke ritme in gedagte, taalritme in gedagte gehad, of nie? Hoor jy dit hardop of nie? Is dit woorde? Ek het nog baie keer dan sê skrywers beweer dat jy moet, jy weet van jy moet jou boek lees vir jouself, dat jy dit anders kan ervaar. Maar ek dink ek het by tye, het ek seker dan, van die woorde, Afrikaanse woorde is so mooi, nee, dit is so, ek dink nou gaan die woord vlinder, en dan sien jy vlinders. Kyk, ek het baie min geweet van die formele aspekte rondom skryf en die stilistiese goed. Ek meen, dit is nie goed dat ek eintlik meer, weet het alledaags is met fotografie kan ek vertel van silwer en draad en maar so daar's baie goed wat jy myself amper net opslurp, saam met jou vat amper. Op die reis moet jy dit net vat en gaan met dit. Maar ek dink, skus, ja, jy is helemaal reg, die musiek. Skus. Die musiek was 'n belangrike ding, jy weet die metronoom. Ek onthou met klavierles dat ek gelukkig net vir omtrent 2 jaar gedoen het as 'n kind. Daai tik van haar metronoom. So miskien is hier 'n element van